Welkom aan elkeen van julle, ons is bly julle is met ons vandag. 'n Mooi kerkvenster wat ons sien, die kruis. En Sondag is ons foto op die Alfa en Omega. Dis hoe God handel, dis sy verhaal en sy verhaal in liefde en genade vir ons. Baie welkom aan almal hier en ook aan Malcolm wat verjaar vandag. Baie geluk, mag dit 'n wonderlike jaar wees. Ons is bly oom is hier en mense het van ver gekom. Wêreldwyd kom mense van ver vandag by die kerk om hierdie dag te herdenk, maar ook die verbond van Christus te vier en wat dit vir ons beteken. So mag julle ook meer insig kry, meer inspirasie uit wat die woord vir ons gaan sê oor vandag. Christus wat gekruisig het. Die belangrikste dag in die geskiedenis van die heelal. Ons gaan anders sing vandag, ons gaan iets lees en dan gaan ons 'n liedjie speel en dan iets lees en dan 'n liedjie sing en so die formaat gaan bietjie anders wees vandag. Maar ek dink ons gaan begin deur saam net te dink oor die kruis. As julle op WhatsApp gaan kyk op julle selfone, dan kan julle vlaakies en meer as 30 vlae in die wêreld het 'n kruis op wat gaan oor hierdie dag wat ons jaarliks herdenk. Die kruis is deel van die mens. Vanoggend toe ek my kerkhemp uitkies, toe's hierdie hemp landsom. Dis ook 'n kruis, maar die strykyster het hom al seer gemaak. Die kruis is 'n lelike simbool vir die wêreld. Dis 'n simbool van dwaasheid, maar dis God se wysheid hoe hy deur die kruis gehandel het. Dis moeilik vir mense om te verstaan, maar die Gees help 'n mens om iets van die kruis van Christus te verstaan en wat dit vir ons beteken. Ons het laas Sondag met Palm Sondag het ons gelees waar die Fariseërs vir Jesus wat die intog doen vir hom sê, maak die mense stil, hulle raas, hulle kan nie jou so loof nie. 'n Koning wat op 'n donkie inkom en jy's nie eers koning nie. En toe sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, as die mense my nie gaan loof nie, dan sal die klippe my loof, want hy's nie net Here oor die mense nie, hy's Here oor die hele skepping. Hy's koning van konings oor alles in ewigheid. So kom ons begin deur hierdie video saam te kyk wat iets sê wys hoe die klippe ook vir die Here kan loof. So liewe gemeente, dis hoe die Here dit beplan het. Hy het ons gemaak om hom te loof. Deur die jaar verskillende dae van hom waar te neem, om te eer deur die kruisiging, deur die opstanding, deur die Kersfees. Die Here wil hê ons moet hom loof en dis ook 'n manier hoe die skepping hom ook mooi loof. Nou vandag vir Paasfees kom mense van oral af by mekaar en om te dink in die jaar 2022, ons wat by mekaar is,
Hier is mense van Kreersdorp, mense van Helspruit oorspronklik, mense van Sasolburg, Sasolburg, Bloemfontein. Mense kom van ver af. We are also saying welcome to Pastor David and Pastor Jeffrey from Gapani. So the Good Friday, the cross, bring people together from all over. And it's wonderful that 2,000 years later, we can still be together and praise God on Good Friday. Nou om te begin, it's not just something that happened once in human history, one generation. Die kruis van Christus is iets wat teruggaan tot in Genesis. Dis so ons Christus se lig en sy betekenis raak sien. En die boek Johannes wys dit vir ons mooi. Die 3de vers in die Bybel, in die begin het God geskep die hemel en die aarde. Die aarde was woes en leeg. En dan vers 3. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien die lig is goed en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. So die 3de vers in die Bybel praat van die lig en die donker wat geskei is, maar daar's iets van hierdie lig wat God geskep het. En dan Johannes 1 raak aan hierdie punt, die eerste boek van die evangelie van Johannes, vers 9, sê hy, die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. So Christus is die lig van Genesis, die wysheid van Spreuke, die woord wat mens geword het. En hy het na sy eiendom toe gekom. Dis Israel, die volk van God. En tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, en dis alle volke, soos ons laasweek gesien, julle sal volke van die Here wees. Hy gaan verder, die nuwe aarde, reik hy verder uit. Maar aan almal wat hom aangeneem het, vir Christus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So ons is kinders van God, van die lig van die skepping, God die skepper, het mens geword. En dan vers 14, die mooi vers wat sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. En dis net deur genade en dankbaarheid en die Gees se werk, dat ons die lig en die woord en die betekenis van Christus kan raak sien en 'n deel maak van ons eie en ons kinders van die Here maak. So die kruis van Christus kan 'n mens vanuit Genesis terugvat. Dis nie iets wat net een generasie gebeur het nie, dit het te doen met die hele skepping van die wêreld. So kom ons staan saam en ons sing saam hierdie lied 15, genade onbeskryflik groot, want dit is net deur genade dat Christus vir ons gekruisig is. Kom ons staan saam. Mag sit.
Daar's 3 e-posse wat deurgekom het die week wat handel oor Paasfees en ek het vir julle 'n stukke daar uitgesny wat ek dink van toepassing is wat ons moet hoor vandag. Die eerste een is Jimmy Leroux. Hy's in Somerset West en hy stuur dagstukkies. En hy het hierdie geskryf oor Paasfees. Kom ons lees saam. Kort voor Paasfees het Jesus 3 keer vir sy disippels gesê dat hy in Jerusalem doodgemaak gaan word. So lees ons in Markus 8, 9 en 10. Dit was 'n reuse skok vir hulle, soveel so dat Petrus hom se muur verbied het om sulke dinge te sê. Maar hierdie pad was die roete wat die Messias einduit moes bewandel. Jesus was met 'n kruis op pad na 'n baie moeilike afspraak in die stad van Dawid. Jesus se navolgers se pad het skielik ook baie styl geraak. Dis geen wonder nie dat Johannes en Jakobus vir Jesus gaan vra het of hulle solank die 2 beste plekke in die hemel aan hom kon bespreek. Maar toe hoor hulle dat hulle self eers 'n beker het om te drink voordat hulle op sulke trone kan gaan sit. Die roete van Jesus verloop andersom. Eers 'n kruis, dan 'n kroon. Eers 'n beker, dan 'n troon. Vandag nog is dit die pad van Jesus. Stap jy die pad saam met hom, selfs al raak dit styl in die rigting van die kruis? Is jy bereid om selfs jou lewe vir hom te verloor? Dis die pad van Christus. Eers 'n kruis, dan 'n kroon. Eers 'n beker, dan 'n troon. Kom ons staan saam en ons sing lied 396. Aanskou die heiland, sien die kruis, die hemelvors verag, vergrys, vers 1 tot 4. Kom ons staan saam. Mag sit. So gepraat van die troon wat ons ontvang in Christus, die kroon wat ons ontvang in Christus. Stephanos Grieks beteken letterlik kroon. Hierdie het Stefan Joubert die week in 'n e-pos uitgestuur. Ek deel dit graag met julle. Wat 'n tragiese Paasfeesviering speel daardie Vrydagoggend in Jerusalem af. Pilatus het boonop vir die skare hulle sin gegee. Jesus is die Vrydagoggend ongeveer 9 uur. Dit is nou Vrydagoggend ongeveer 9 uur aan 'n houtkruis buitekant Jerusalem vasgekap. Maar Jesus se laaste woorde kom voordat hy sy laaste asem aan die kruis uitgeblaas het. Dit vertel dat die wêreld juis daar verander het. Tetelestai. Dit is volbring. Johannes 19 vers 30. Mission accomplished. Met ander woorde, juis vir hierdie reddingssending
het Jesus na ons toe gekom. Die aardse kroning van die koning van die hemel was toe al die tyd 'n kruis met 'n doodskroon. Maar presies so gebeur God se redding tussen die wrede skares, maar ook te midde van al die geweld van 'n wêreld wat hier in 2022 buite beheer raak, bring Jesus redding en vrede na ons toe. Nee, die kruis is nie maar net 'n teken van God se goedheid nie. Dit is sy goedheid in volkleur. Die kruis is redding. Presies so wys God hoe lief hy vir ons is. Presies so verander die lewe ook op 'n mooi, onverwagse manier. Presies so kom dinge weer binne beheer in die lewe van elkeen wat in Jesus glo, want God is in beheer. Kom ons staan weer saam en ons sing lied 384 vers 1 2 keer. Kom ons staan saam. U mag sit. Die fundament vir vandag se Goeie Vrydagdiens is die 7 kruiswoorde van Christus, wat Christus aan die kruis gespreek het. En ek voel nou sleg, want ek laat julle opstaan, maar hier's 'n besering ook tussen ons. So ek gaan sommer die kers nader vat, en dan die eerste woorde waaraan ons dink, is Jesus wat van sy menslikheid gepraat het. Jesus het aan die kruis gesê, ek het dors. So ek gaan vir Bertie vra om vir ons die een dood te blaas, want Christus het dors gehad aan die kruis. En dan gaan ek vir hom Koot vra om net weer die ander 6 aan te steek. Dan gaan ons verder. Oom Koot kan kom aansteek asseblief. So almal behalwe die een, asseblief. Gemeente, dis iets wat ons almal gaan deurgaan in die wêreld, en dit is om te sterf. En die Bybel se getuienis daarvan het soveel betekenis van Christus wat op Goeie Vrydag gesterf het. Hy was mens gewees, hy het fisiese dors gehad. Dan gaan ek vir broer Chris vra, ons hoofouderling, om die tweede kers dood te blaas. Hy kan vorentoe kom. Terwyl ek lees, Jesus se woorde aan die kruis het gespreek oor vergifnis, terwyl hulle besig was om hom dood te maak. Jesus het gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dankie broer Chris. En dan Suster Janelle, jy kan so lank vorentoe kom. Die derde woorde wat Jesus aan die kruis gespreek het, was die versorging van sy moeder. En dis iets wat Janelle ook onlangs beleef het, sy het maag geword, ons is so bly vir haar. Jesus aan die kruis het gesê, daar is die seun, daar is die moeder. Jesus het omgegee vir sy ma wat hy agterlaat, en hy het gesorg dat die volgelinge ook na sy ma kyk. Dan vierdens, ons vra vir Andrei Strydom om die 4de kers vir ons dood te blaas.
Jesus se woorde aan die kruis het gepraat oor sy intense ervaring van die afwesigheid van genade. God wat sy gesig gedraai het, terwyl Christus onsondig gedraai het. Eli, Eli, lema sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Dit is die 4de woorde wat Jesus aan die kruis gepraat het. Dan vra ons vir Dalene Hawthorne, en ek kyk gister 'n program oor die mens wat ruimte toe gaan, SpaceX, en in 1969 het Buzz nagmaal op die maan gevier, so dis deel van die mensdom, en ek dink Hawthorne het ook te doen met die plek waar hulle die ruimtes opstuur en hoe hulle dit weer begin doen het, wat die mens kan doen, wat verder gaan. Maar Jesus se woorde aan die kruis, die grootste gebeurtenis, groter as mens wat ruimte toe gaan, Jesus aan die kruis, het gespreek van hoop vir 'n sterwende moordenaar langs hom. Die teks wat ons vir Nico se begrafnis gebruik het, Jesus wat gesê het vir die een man langs hom, dit verseker ek jou vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis wat Jesus gesê het. En dan vra ons vir Verdie om die 6de kruis uit te blaas. Jesus se woorde aan die kruis het gespreek oor finale oorgawe. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Dis wat Christus aan die kruis gesê het, oorgawe. Hy het sy gees oorgegee vir die Here. En dan uiteindelik het Jesus se woorde aan die kruis gespreek oor oorwinning. En sy laaste woorde was, dit is volbring. So Christus het gepraat van mensheid, hy het gepraat van vergifnis, hy het gepraat van versorging, van afwesigheid, van hoop, van oorgawe en van oorwinning. Alles ryk betekenisvolle woorde wat Christus vir ons leer, wat hierdie verbond beteken. Ons gaan nou oorgaan, en terwyl ons sit, gaan ons lied 417 saam sing. Lied 417 vers 1 en 2, want ons eer vir Christus, vir wat hy aan die kruis gedoen het. Ons kan bly sit. Jesus, ons Heer, U opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Hoe was U verneder, hoe het U gelei, hoe is U verheerlik, Jesus, ons Heer, U opgestane Heer, lewensvors en koning, U het triomfeer. Jesus, ons Heer, U opgestane Heer, omdat U oorwin het, sal ons triomfeer. Hoe was ons gebonde, hoe was ons verknegt, U bevry tot lewe, maar vir ons die weg. Jesus, ons Heer, U opgestane Heer, nou het ons 'n toekoms, lewe by ons Heer. Ons gaan nou beweeg na die nagmaal toe, so ons vra vir broer Lourens en ek dink dit is broer Fani
om vir ons die brood en die wyn uit te deel. Maar jy het hulle het gekry en Jeff het het gekry. Dankie. Jy gekry. Asai. Dankie. 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 Is enigiemand oorgeslaan met die brood of met die wyn? Almal het gekry? Almal het gekry. Geliefdes in die Here Jesus Christus, luister na die woorde waarmee ons Here Jesus die nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus aan ons oordra in die 1 Korintiërsbrief. Ek het van die Here ontvang wat ek ook van julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag wat hy oorgelewer is, die brood geneem en nadat hy die Here daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis, moet dit nog nie gebruik nie. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel tot homself. Om tot ons troos die nagmaal van die Here te kan hou, is dit ten eerste nodig dat ons onsself vooraf reg sal ondersoek en ten tweede dat ons dit sal hou soos Christus beveel het, naamlik tot sy gedagtenis.
Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Eerstens, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig, want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde Seun Jesus Christus met die bittere en smaddelike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet in sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat dit volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken het en geskenk is, ja so volkome, asof hy self in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. En ten derde, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nyd te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun Jesus Christus beskou. So die nagmaal is 'n baie ernstige saak. En as jy nie besef dat jy 'n sondaar was, dan beteken die kruis nie baie nie. Maar as jy weet dat Christus vir jou geregtigheid gesorg het, dan het dit vir jou groot waarde. So voor ons lees wat Christus vir ons gesê het by die nagmaal, lees ek hierdie gedig. Ek het dors, het hy wat eens die water kon verfyn met pyn teen die hout uitgeroep. Christus was die skepper saam met God, en nou is hy mens wat dors is. Ek het dors, smeek hy wat elke stroom vol water maak, toe dood sal sy lippe raak. Ek het dors, roep ons vandag, en drink die wyn, wat hy van bloed moes maak. Eenvoudige gedig, maar wat vir ons iets van hierdie menslikheid van Christus en die goddelike verbond weergee. So wanneer ek lees van die brood, dan kan ons die brood gebruik, en as ek lees van die wyn, kan ons die wyn gebruik. Lukas 22, vers 13, die fees van die ongesuurde brood, wat Pasga genoem word, was naby. Toe die tyd was, het Jesus aan die tafel gegaan, en die apostels saam met hom. En ons vandag is ook aan die tafel, saam met ons Here, Jesus Christus. Toe neem hy brood, Jesus het die brood geneem, hy spreek die dankgebed uit, hy breek dit, en gee dit met die woorde, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Kom ons gebruik die brood. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak. En Jesus het gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Kom ons drink die wyn. Kom ons bid saam. Ons barmhartige God en Vader, ons loof en prys U, dat U uit genade U Seun aan ons geskenk het, as middelaar, wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sonde gedra het, en so vir ons voedsel en drank aan die ewige lewe geword het. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U dat ons opnuut deur hierdie nagmaal in ons geloof versterk is. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagtenis
aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy weerkom, sal gebruik om ons daagliks te laat groei in die regte geloof en die innige gemeenskap met Jesus Christus. Ons bid U dat U deur die werking van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. Here, ons bid dat U met elkeen sal wees wat U is, dat hulle sal weet dat hierdie brood en hierdie wyn is die liggaam van Christus vir hulle. Daar waar van ons siek is, van ons op die pad is, van ons herstel, van ons oud is. Here, ons bid vir elkeen in die gemeente. Mag hulle weet dat U is hulle God en U het hulle aangeneem as kinders van U deur die kruis van Christus. Amen. Ons gaan nou saam staan en ons gaan die volgende lied sing, lied 519, Wees stil en weet, vers 1 tot 4. Kom ons sing saam. Dankie, jy mag sit. Voor ons afsluit, gaan ons na 'n video kyk en ons hou daarvan as gemeentelede oor die diens bel of iets sê of raad het of vra het. So dit is 'n interaktiewe verhouding in 'n gemeente. Dit is nie een ou wat praat en almal moet luister nie. Ons is 'n familie en ons praat met mekaar en laasweek kry ek 'n oproep van oom Willem en hy het gesê hierdie is 'n baie mooi lied wat ook pas by die tema en hy pas mooi in op Goeie Vrydag. So kom ons luister saam na die lied van Ernie Haas wat gaan oor Man on a Mountain, Christus op Golgotha.
Broers en susters, dit is 'n terrible scene gewees, soos die lied vir ons sê, Christus aan die kruis. Dit is nie iets wat 'n mens ligtelik kan opneem nie. Dit gee mense 'n holkol op jou maag. Dit vat aan 'n mens se binneste. As 'n mens besef daai moord wat gepleeg was vir die sonde van mens, maar hoe God deur sy wysheid liefde vir jou gewys het en jou rein gemaak het, geregtig gemaak het deur Christus, sy seun wat nou koning van konings is. Hierdie holkol wat jy op 'n goeie Vrydag kan beleef, kan 'n mens ook onthou is die graf wat leeg was. So ons is hartseer, ons herdenk die kruis, maar ons weet die graf was ook leeg. Ek wil weer vir ons lees nog 'n stuk van Stefan Joubert wat gaan oor Goeie Vrydag. Om op te eindig in 'n doodloopstraat beteken jy het iewers verkeerd gery. Behalwe as jy na ons gemeente toe kom op 'n Sondag, jy het nie verkeerd gery nie, maar doodloopstraat gewoonlik as jy op pad is ergens heen en jy sien jy's in 'n doodloopstraat, dan het jy verkeerd gery. Doodloopstrate is die verkeerde bestemming as jy op pad is na 'n ander plek toe. Dit lyk of so iets met Jesus in Jerusalem gedurende Paastyd gebeur. Hy beland daar in 'n doodloopstraat, letterlik. 'n Houtkruis versper sy pad. Maar wag, Jesus het nie verdwaal nie. Hy was steeds op die regte koers, daar aan die kruis. Sy roete het kruis toe geloop. Dit is daar waar die godsdienstiges van die dag finaal met hom wou afreken. Jesus was net te uitdagend teenoor al hulle dooie rituele en wette. Boonop het hy gesê hy is die seun van God en die Messias. Sulke opmerkings was in hulle oë die dood waardig. Daarom het die houtkruis Jesus in Jerusalem ingewag. Daar is hy tot die dood toe verneder. Daar is hy van alle menswaardigheid gestroop. Tog is daar die einste doodloopstraat die regte straat. Daar het Jesus homself prysgegee sodat ons almal kan leef. Die kruis van Golgotha is die plek van genade. Daar verloor die dood en daar wen die nuwe lewe, want 'n leë graf staan ook aan die ander kant die kruis. Jesus se doodloopstraat is sy lewensstraat. Terwyl ons sit, kom ons sing vers 1 van lied 393, middelpunt van ons verlange. Vra verskoning, die tweede deel van die lied het ek nie opgesit nie. Vra verskoning. Kom ons bid saam. Ons Here, ons wil U eer vandag op hierdie goeie Vrydag. U is die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Dankie dat U steeds vandag met U mense praat. Dankie dat ons ook, net soos ons is, gereinig deur Christus, met U kan praat en dat U vir ons luister en dat ons kan weet dat U hoor ons. Here, ons bid vir die mense in ons gemeente wat op die paaie is, die mense wat siek is, die mense wat operasies gehad het en die mense wat volgende week operasies kry. Ons bid vir ons gemeente se geliefdes, mag hulle ook die heiligheid van hierdie naweek beleef. Elkeen van ons wat hier vanoggend sit, Here, het 'n geleentheid om U heerlikheid te beleef. En ons dankie dat ons kan hoor wat Christus vir ons beteken.
Ons vra dat die Heilige Gees ook in elkeen van ons sal werk, waar ons hier is en waar ons ook gaan. Laat die Gees ons help om daagliks U reg te aanbid, U reg te loof en ook ons medemens lief te hê en meer soos Jesus te word en op sy pad te loop. Here, mag ons ook ander mense dien soos Jesus ons gedien het en mag ons ook daar waar ons die geleentheid het die evangelie van Jesus Christus verkondig en mag die Gees die waarheid en die betekenis van die kruis vir ons meer en meer laat besef en vir ons inspirasie gee. Ons dank U daarvoor, Here. Ons dank U dat ons U bloed en U liggaam mag gebruik in die kerk en dat ons uit vryheid by mekaar kan wees en in dankbaarheid U kan loof. Amen. Ons gaan nou die volgende lied sing, maar dit is wonderlik om te weet, die kruis is nie die einde van die boek nie. Daar is nog hierdie Sondag is opstandingssondag, so julle is welkom om Sondag weer kerk toe te kom, en eintlik hoekom die kerk Sondag by mekaar kom, elke Sondag is opstandingssondag, want dit is die dag wat Christus opgestaan het. Dis hoekom die Sabbat geskuif het na Sondag toe, is want Christus het op die Sondag opgestaan. So Sondag is Paasondag, spesiale opstandingssondag, maar elke Sondag is opstandingssondag. Terwyl ons sit, kom ons sing lied 354, vers 1, O Christus ons verlange. Ek sal net kyk op die PowerPoint of die tweede dele daar was, want ek dink ek het hom ook vergeet om by te sit. Vra verskoning daarvoor. Daar's geen dankoffers vandag nie, maar as julle beleef dat die Here julle werklik seën en julle wil die kerk ook seën, ons bankbesonderhede is op die kalender, so as julle iets wil gee, is julle welkom om enige tyd vir die kerk iets te gee dat ons kan aanhou die goeie werk doen en ook in die gemeenskap help, veral by goue jare. Geen dankoffers vandag nie. Daar's ook nie tee en koffie vandag nie. Dis Goeie Vrydag, ons gaan uit in stilte, ons weet wat Christus vir ons gedoen het, geen tee en koffie vandag nie, en Sondag is Paasondag,